Môre, dis dan 18 April, lesing 265 van die Groot Johannes Evangelie boek 2. En die opskrif nou hier, nog steeds op die berg, is die stem van die meester in die hart. Hoofstuk 147. Gedwee begeef hulle nou na my toe, en die hoofman vra vir my, meester, wat gaan nou gebeur? Dit lyk my dat u van plan is om iets te doen. Ons nou weet, die tyd wat hierdie ding afspeel, daar bo op die berg, waar hulle alles kan sien, is vroegoggend, is nog voor die sonsopkoms. Yeshua sê vir hom, sien jy nie die pragtige môre rooi nie? Let almal op, want julle sal nou 'n baie mooi sonsopkoms sien. Dit is weliswaar slegs die opgang van die natuurlike son, maar dit het tog 'n diepe geestelike betekenis, wat vir julle duidelik moet word, want nou ontmoet die een opgang die ander. So die geestelike opgang ontmoet die natuurlike opgang van die son. Nou vra Petrus, meester, hoe moet ons dit opneem? Yeshua sê vir hom, hoe lang sal ek julle nog moet verdra? Ons is nou tog al hoe lang by mekaar, en jy het nou nog nie opgemerk, dat deur my, Yeshua, 'n son uit die hemele vir julle siel opgegaan het, en nog steeds van dag tot dag verder opgaan nie. So die son hier is, in die gees is Yeshua wat in jou hart opkom. Dit is die enigste sonsopkoms, en dit word in Maleagi 4, word dit ook geprofeteer, dat die son van geregtigheid sal opgaan. En nou het jy mense, veral ons Israeliet broers, wat niks van die son wil weet nie. As jy net van die son praat, dan gooi hulle jou met klippe. Daar's 'n liedjie wat ons op 'n stadium altyd gesing het, Yeshua roep my vir 'n sonstraal. Ons het hier geharde wettiese mense gehad, hulle het so afgegaan oor daai lied dat ons dit sing. Dis 'n sonaanbidding. Ons aanbid nie die son nie, ons aanbid Elohim, Yahweh, Yeshua, wat een is. Maar hy kan tog nie anderste vir ons beelde duidelik maak, as wat hy natuurlike beelde vir ons wys, sodat ons die innerlike kan sien nie. Omdat die son die bron is van alle lewe, sy hitte, sy warmte en sy lig, laat alles lewe. Ons praat baie van frekwensies van die en frekwensies van daai. Die ligfrekwensie van die son bevat elke noodsaaklike frekwensie wat vir jou en my nodig is om te lewe. Ook so vir die padda, ook so vir die walvis, ook so vir die muggie, ook so vir 'n grasplantjie, 'n grasblommetjie, 'n grasplant en 'n groot massiewe boom. Elke een van daardie goed wat ek nou genoem het, weet presies wat om uit die son te trek om te kan groei. En dit noem ons kortweg Vader se gees. Sy gees is in die son, want die son is nie die bron van ons lig nie. Die son is net 'n groot spieël wat weerspieël tussen al die sonne wat ons in die vorige lesings oor gelees het. Maar uiteindelik kom al die sonne se lig direk uit Vader Elohim God uit. Hy voorsien al die lig. Dink jouself voor in 'n groot bal, en binne-in hang 'n klomp elektriese ligte, ook ronde balligte. Dan skakel jy al die ligte aan, en die een lig weerkaats ons na die ander een, en die ander een na die ander een toe, en die bal weerkaats die lig terug. Dit is hoe ons heelal sweer lyk. Maar die son se oorspronklike lig kom alles uit Vader uit. Waar hy sy plek in die oneindige geestelike dimensie het hy nie net lig nie, maar hy het al die oorspronklike diere, oorspronklike plante, is alles daar by hom, maar in verheerlikte toestand. Daar's tot 'n vrugteboord in sy agter sy huis, waar elke vrug wat ons op die aarde het ook is. Die verskil is net, daardie bome is volmaak, lewe 12 maande van die jaar vrugte, hulle het altyd vrugte. En as jy een afpluk, dan is daar weer een daar.
So, dit is wat beteken dat die son opgaan in jou hart. Jy het nou die bron, Yeshua, ontdek en aanvaar. En as jy Yeshua ontken, of wegwerp, soos baie van ons Israeliet broers ongelukkig in hierdie laaste paar jare gedoen het, dan is daar nie lig in jou nie. Jy dink daar's lig, maar dis 'n vals lig. Dis 'n lig van die teenstander, want hy kom ook as 'n engel van die lig. En dan mislei hy die mense. En hierdie lig se naam is liefde. Dit is die lig se naam. As jy Yeshua in jou hart opgeneem het, sal jy nou die pad binne in die liefde stap. Jy sal nie meer mense oordeel nie, jy sal nie meer die wêreld begeer nie, al sy rykdomme, al sy lekkerte, al sy mag nie. Jy sal 'n nederige, eenvoudige lewe lei soos Yeshua en jou naaste dien. Dan kan 'n mens sien dat die lig, die son van geregtigheid in jou opgekom. En dit is wat hy hulle nou wys hier op die hoogste punt van hierdie berg, waar hulle oral kan sien, baie ver kan sien. En dit is 'n ooreenstemming met die hoogste punt van hulle geestelike ontwikkeling, waar hulle nou by Yeshua staan. En moenie vergeet nie dat hulle die berg maklik begaanbaar, die engele het dit die nag maklik begaanbaar gemaak op instruksie van Yeshua. En dit stel Yeshua se leer voor, wat die weg na die ewige lewe makliker maak as wat dit was. Ons lees verder. Petrus sê, meester, wees nie kwaad daaroor nie. U weet tog dat ons baie eenvoudige mense is, wat dit nooit verder gebring het as die lees van die noodsaaklikste wat voorgeskryf was nie. As ons u verstaan het, dan sou dit as 'n onbedagsame vraag aangemerk kon word. Maar ons verstaan nie wat u sê nie, en daarom het ons dit aan u gevra. Nou Petrus, hulle was ook maar gevul met die ou Levitiese orde kennis, wat hulle weerhou het om dadelik die geestelike betekenisse op te neem. Ek is seker Petrus het gedink, ja maar die wet staande dat ons die heidene, die son en die maan is vir die heidene gegee om te aanbid. Wat nou, hoe werk die son nou hier? Baie soos die mense wat nou sê, ons moet nie daai liedjie sing nie. Nou sê Yeshua, dit sou wel goed gewees het, as jy nie geweet het, dat jy met my ook stil in jou hart kan praat nie. As jy dit egter wel geweet het, dan is nie die vraag self nie, maar die dom manier van vraag 'n fout. En slegs dit wil ek by julle afkeer. Kyk eers hoe beide die Esseners en die groep Fariseërs nou groot oë maak vir julle, omdat julle my hardop iets gevra het, terwyl julle as hulle meesters tog sou moes weet, dat ek elke ondervraer ook stil in die hart 'n volledige antwoord kan gee. En dit is 'n antwoord vir hierdie klomp vraestellers. Mense wat vir almal loop en vra, en nie stil in hulle hart gaan en vir Yeshua die vraag vra nie. Jy sal 'n duidelike antwoord kry, sodat jy weet, dis hy wat nou met my gepraat het. Sal dit nie altyd as 'n stem hoor nie, maar jy sal dit kry as 'n gedagte. En dan sal jy sê, waar kom die gedagte nou vandaan? En dan kan ek jou maar net verwys na Yeshua se woorde, die wind waai waar hy wil en niemand weet van waar hy kom nie. Die wind is die gees, waai waar hy wil en niemand weet waar hierdie geestelike gedagte nou vandaan kom nie. Maar hy's daar. En dadelik weet jy dis waarheid. Want dit is so duidelik dat dit alle ander twyfel net wegvat. Weliswaar lê die oorsaak daarvan by julle nie in onkunde of eie sinnigheid nie, maar in julle ou gewoontes. Let egter in die vervolg tog meer daarop, sodat die mense kan sien dat julle regtig my leerlinge is, en julle voor die wêreld nie die agting verloor, wat julle bovenal vir julle nuwe ampt nodig het nie. Maar nou gaan na julle leerlinge toe en leer hulle dit, anders sal hulle julle begin vra,
wat en waarom julle my hardop gevra het. Petrus sê, meester, mag ons dan nooit meer hardop met u praat nie. Yeshua sê, o ja, maar alles op sy tyd, en wanneer ek dit aantoon, maar gaan nou en doen wat ek julle opgedra het. En dit was een van die eienskappe van mense wat vir Yeshua met sy leerlinge of die disippels gesien het. En hulle beskryf dat daar was 12 mense wat saam met hom gestap het altyd. Maar hulle het nooit gepraat nie. Hulle het doodstil gebly. Net wanneer Yeshua vir hulle sê, praat nou hardop, leer die ander mense, dan doen hulle dit. Maar dit is nie asof hulle nie met hom kommunikeer nie, maar hulle kommunikeer in die hart met hom. Hulle vra en hy antwoord elkeen afsonderlik in die hart. Dis wat hy hulle wou leer, sodat hulle daarmee gemaklik kan wees die dag nadat hy opgevaar het. Dan is hy nie meer by hulle nie, dan hoef hulle hom nie te soek nie, want hulle is nou gewoond om in die hart te praat met hom. En in die gees, of hy by is of nie by is nie, is dit altyd moontlik om met hom te praat, soos nou ook. Toe gaan die leerlinge na die 2 Esseners en die groep Fariseërs en sê aan hulle, verbaas julle nie daaroor dat ook ons die een of ander iets hardop vir die meester vra nie, want ons is ook maar mense, en laat ons nou so nou en dan deur ons ou gewoontes lei. Beide Esseners sê, dit het ons ook gedink, en ons het net soos wat julle ons geleer het, die meester in ons harte dieselfde gevra, en oombliklik het ons 'n baie duidelike antwoord in ons hart gekry. Daarom het ons dit vreemd gevind dat julle dit hardop vra. Maar soos wat gesê is, ons dink toe dadelik dat so iets by julle dikwels nog suiwer uit gewoonte kan gebeur, en stel ons volkome daarmee tevrede. Ons het vannag sulke merkwaardige droomgesigte gehad, soos wat ons, sover ons onsself kan herinner, nog nooit voorheen gehad het nie. En wat daarby die wonderbaarlikste is, elkeen van ons het presies dieselfde gedroom, en alles wat ons in die baie vreemde droom gesien het, is nou 'n werklikheid. Nee, dit het nog nooit gebeur nie. Nou glo ons ook egter dat hierdie Nasareëner meer is as net 'n volmaakte mens. Liggaamlik is hy wel 'n mens soos ons, maar in sy innerlike en sy hart woon die totale goddelike krag en mag, waaraan die hele oneindigheid gehoorsaam is. Maar nou rig ons oë, soos wat hy gesê het, op die sonsopgang, om 'n wonderwerk te sien. Petrus sê, of daar nou juis 'n spesiale wonderwerk te sien sal weet ons nouliks. Maar soos wat dit met die rooi lig omrande wolkies aan die verre horison voorspel, sal ons vanaf hierdie hoogte die mooiste skouspel van Elohim se skepping beleef. En daaruit sal ons die les kan leer, dat ons siel dieselfde opgang ten deel geval het, wat vir ewig sal bly. Een van die Esseners sê, ja, 'n sonsopgang nie net vir ons nie, maar vir die hele aarde, ja, selfs vir die hele oneindigheid. Want dit wil voorkom dat hierdie menswording van die allerhoogste goddelike gees nie slegs hierdie aarde en haar skepsels raak nie, maar die hele oneindigheid. En ek het dit verdik, want dit is so waar, dat Yeshua, terwyl hy op aarde was, die volheid van die goddelike gees in sy hart gehad het, waarmee die hele heelal regeer is. Dit het vanuit sy hart plaasgevind. En so min mense kan dit glo, wil dit glo en begryp. Dat die goddelike gees spesifiek hierdie aarde uitgekies het, is natuurlik 'n onbegryplike saak vir ons gees, omdat hy, soos wat ons nou weet, tallose, ontelbare, superglansryke ligwêrelde het, waarop hy sy eie menswording met homself kon uitgevoer het. Maar hy sal wel die beste weet waarom hy nou juist die aarde uitgekies het. Dit wat vir ons sintuie groot, mooi en glansryk is, soos wat Jara dit vir hulle gewys het in die droom, toe sy op daai 2 planete was, dink sy was op 3, is Yeshua altyd
kies hy die mees onaansienlikste, die wat die meeste verag word deur die wêreld, kies hy uit. En daarom het hy hierdie aarde uitgekies, wat klein was, en wat glad nie hierdie glansryke geboue en goed op het, as wat daardie planete gehad het nie. En dit is ook hoekom hy vissermanne gaan uitkies het, en nie geleerde teoloë in die tempel nie, wat fariseërs en skrifgeleerdes genoem word nie, alhoewel hy van hulle uitgehaal het en ook geleer het, maar nie as sy 12 fondamente wat hy gekies het vir die nuwe Jerusalem nie, vissermanne. En daarom is ek vandag oortuig dat hy sy bruid juis uit die armstes van die armes sal kies. Uit almal wat hier is deel van daardie groep wat hy gaan uitkies. Al is jy nie vandag woonagtig hier nie, met niemand van ons op in hierdie land gaan dit meer baie goed met ons mense nie, ons worstel, ons sukkel. En dis juis hulle wat gekies gaan word deur Vader, want hy kies die mees onaansienlikste vir die wêreld. So wees bly dat hy so is. Vroeger, toe ons nog gedink het dat hierdie aarde die enigste wêrelde is in die hele universum, sou dit baie goed verstaan gewees het, want toe sou daar binne die natuurlike patroon niks anders oorgebly het nie. Hierdie aarde was die enigste, volgens ons begrip, eindelose groot wêreld, waarvan die water tot aan die uitspansel gereik het, en ons het geglo dat die son, die maan en die sterre, maar slegs daar was om met hulle lig hierdie wêreld te verlig. Maar nou het alles opeens 'n heel ander aansig verkry. Dis nou na die droom. Ons weet nou wat al die sterre, die maan en die son is, en ons weet hoe klein hierdie aarde is, vergeleke met 'n sonneaarde. Die vraag kom dan op, waaraan het hierdie sandkorreltjie, die aarde genoem, hierdie genade te danke? Helaas, hierdie vraag sal eendag nog baie belangrik word, en baie sal hulle geweldig daarteen stam. Maar daarom sou dit na ons mening nie baie oorbodig wees, om ook oor hierdie aangeleentheid 'n bevredigende verklaring te kry nie. Wat dink julle, sou ons dit aan hom mag vra? Petrus sê, probeer dit in jou hart. As daar 'n antwoord kom, dan is dit goed. Kom daar geen verdere antwoord daarop nie, dan is dit 'n teken dat ons nog nie ryp genoeg is vir die les nie. Maar kyk nou, die son is al vlak by die opgang, want die oggendwolkies straal al so sterk, dat mens daarnaas nie meer kan kyk nie. Voordat ons afstap van hierdie vraag, verder in die nuwe Openbaring is daar lig gewerp op hoekom die aarde uit al hierdie planete gekies is, wat werklik net 'n stofkorreltjie is. As julle onthou die lesing wat ek gegee het oor die duiwel self, Satan, wat nou in die vorm van die hele heelal 'n vorm aangeneem het van 'n knielende mens met sy kop op sy skouers wat oorhang, die hare hang op die grond oor sy knieë, en hy is in hierdie geboë vorm, en hy word opgemaak deur alle sonne, planete, sterre ensovoorts. En ons het die detail gekry by Yeshua, alles heelal swere wat soos molekules werk. Iewers in daai wese is daar 'n hart. En in elke mens se hart is daar ook 'n klein lewenskamertjie. Dit is 'n kolletjie in die hart wat so groot is soos die punt van 'n speld. Maar dit is so 'n belangrike ding in elke mens wat hier sit, het so 'n klein punt wat 'n die positiewe lewenskamertjie genoem word. En dit is die kontak tussen die vleeslike en die geestelike. Dit is waar lig moet inkom om jou siel te laat verlig. En daai posisie van daai lewenskamertjie in hierdie groot mens is die aarde. Is hierdie klein sandkorreltjie, is die punt van die speld. En die punt van die speld was Golgotha.
die plek waar hy sy bloed moes vergiet, wat al 600 jaar voor dit, al gereed gemaak was deur Jeremia, wat in opdrag die verbondsark en al die geheilige goed gaan wegsteek het in 'n grot. En die Romeine het die gat vir Yeshua se kruishout reg bo hierdie grot geslaan. Alles deur die wil van die Vader, sonder dat hulle dit geweet het. En toe die wonderwerk van 'n ligte aardbewing plaasvind by sy sterfte, toe kraak die rots oop, en toe loop sy bloed af tot by die ou verbondsark se versoendeksel, en versoen hy vir hierdie hele heelal, hierdie hele gevalle Lucifer mens, genoem die wêreldmens, doen hy versoening, binne in die positiewe lewenskamertjie van hierdie groot heelal mens. En nou is daar lig aangesteek in al hierdie gevallenis. Maar die lig moet nou versprei deur die lewenskamertjie, die hart vul. Van die hart moet dit gaan na die longe toe, na die niere toe, na al die ander dele van die liggaam, tot by die verste tone en die fynste haartjie. Alles woonbare gebiede waar wesens woon wat geval het. Dit is wat dit beteken, dat die son van geregtigheid in ons harte opgekom het. Want hy, toe hy gesterf het, gekruisig is en opgestaan het, het hy die lig in hierdie groot, oneindige heelal, enorme heelal aangesteek. En nou moet elke mens wat in hierdie heelal vasgevang is in Satan se ryk, moet ook hierdie lig in sy hart ontsteek. Dan word hy saam met Yeshua 'n entiteit wat verlossing bring. Jy is beskryf as die bruid van Yeshua. Jy is een, man en vrou is saamgevoeg en niks kan hulle ooit skei nie, as Elohim, God se gees, hulle saamgevoeg het. En daarom as ons die lig in ons harte laat opgaan, soos hier, die voorbeeld vir ons gegee is, kan ons ook mede-verlossers wees van al die siele wat vasgevang is in hierdie oneindige groot heelal. Beginnende met ons broers hier op die aarde, wat ons elke dag mee te doen het. Dit is die groot geheim van hierdie son wat opkom. Dit is 'n geestelike son, dit is Yeshua wat jy nou in jou hart herken. Jy het dalk baie Bybelkennis en jy het baie kerk toe gegaan, maar jy het nog nooit Yeshua omarm en vasgegryp soos Jara nie. In die vorige hoofstukke word dit beskryf. En dis wat ons moet doen. En toe ek nou, vannag het ek nou baie gelê en dink ek het nie baie geslaap nie. Want dit is mos vandag Goeie Vrydag. En ons weet dat die heidense invloed al vir 1700 jaar in die Christendom is. Maar ons optrede in die verlede was nie heeltemal binne hierdie ligraamwerk van die son wat in ons harte opkom nie. Dit is irrelevant watter dag die mens gedenk, en of hy glad nie 'n dag gedenk waar Yeshua gesterf het en opgestaan het nie. Solank hy dit erken in sy hart. Dis die groot ding, en ons het dit misgekyk. Ons het hulle aangevat oor die Vrydag en die opstanding Sondag, en daar is nie 3 dae nie. Ons het hulle aangevat oor allerhande ander dinge. Dat ons met ons medemens wat Yeshua aanvaar, wat sy kruisiging erken, en sê dit is vir my van toepassing. Yeshua of Jesus het my sonde vergewe. En Jesus het opgestaan uit die dood uit om vir my te laat opstaan in die ewige lewe. Dis die kern gedagte. Maak nie saak of hulle kalender verskil van ons kalender nie. Net so min as wat hulle 100% seker kan wees dat hulle kalender reg is, kan ons dit wees.
Maar dit gaan nie oor die dag wat gedenk word nie, dit gaan oor die inhoud van die kruisiging en die opstandingsgebeure. En daarom in steede van om ons broers en susters in die kerk wat met 'n verkeerde begrip daar sit, maar in hulle harte weet hulle dat Jesus die Seun van God is en hy het vir my gesterf. In steede om hulle aan te vat oor die verkeerde dinge, hoekom trek ons hulle nie saam op met ons die berg op nie? Want Yeshua het die berg nou makliker gemaak om op te gaan. En sê vir hulle, ja, dit is so, Yeshua het gesterf vir ons sonde. Maar weet jy wat, hy het eintlik gekom om vir ons 'n leer van nederigheid te leer, van liefde aan ons naaste, van 'n loskom van die wêreldse dinge, en dan mooi met hulle daaroor te praat, oor die liefde van Vader, in steede van om hulle met klippe te gooi oor die verkeerde gebruike wat op daai dag uitgevoer word. Op 'n mooi manier, wanneer jy hierdie dinge vir hulle sê, kan jy ook vir hulle omkeer en sê, hoorie, hierdie hot cross buns, dit is 'n heidense ding wat hulle ingebring het in die kruisigingsgebeure. Dit moet jy laat staan. Want daarvan word, ek dink in Jeremia gepraat, dat hulle hemelkoeke vir die hemelkoningin bak. En die hemelkoningin was Ishtar. Hoor julle? Easter. En Ishtar was aanvanklik met 'n duif, as jy haar naam geskryf het, wat ook Semiramis is, het jy die naam geskryf met 'n duif, het dit geteken, dan as jy nou daai spykerskrif lees, dan sien jy dit Semiramis of Ishtar in 'n ander taal. Ek dink die taal is Galdees. Later het hulle die skrif bietjie vinniger gemaak, toe het hulle 'n kruis gemaak. En dit stel Ishtar voor, want dit was haar teken. En dis hoekom Yeshua aan 'n kruis moes sterf. Dit is die diepste vernedering wat hy moes verdra. Dat Yeshua, wat die gees van waarheid in hom gehad het, waarmee hy saam gekruisig is, moes aan die teebeeld teken van die leengees gespyker word. Want Ishtar of Semiramis, die vrou van Nimrod, is 'n voorstelling van die Satan se gees, waar Nimrod 'n aardse voorstelling van die Satan was. Al hierdie dinge kan 'n mens in liefde vir hulle sê. En jy kan vir hulle sê, die opstanding van Jesus het baie meer te doen dat ek en jy die grootste geskenk gekry het, naamlik bruidskap van Yeshua, dat ons saam met hom oor die heelal kan heers, in plaas van 'n paar paaseiers en paashasies, wat ook nog dekadente tekens is van Ishtar, die hoergees van Satan. Want dit alles het met vrugbaarheid te doen. En hierdie paasfees, wat nou die Pasga of nagmaal vervang het sy heidense oorsprong in die verkrachting van alle maagde in die dorpe op hierdie dag, hierdie naweek. En dan presies 9 maande na hierdie naweek is dit Kersfees of Kersfees, die geboortedag van Nimrod. Daar is geen ander groot persoon ooit gebore op 25 Desember nie, definitief nie Yeshua of Jesus Christus nie. Net Nimrod. En dit is algemeen bekend. En dan het hulle daai kindertjies wat gebore is uit hierdie verkrachtings, het hulle geoffer aan Baal. Die Baalpriesters het dit in hulle kerke gedoen. En die klokke het gelei sodat die mense nie die geskreeu van die babatjies kon hoor nie. En die dominees van daai tyd, die Baalpriesters, het met hulle swart togas, het hulle die volk geleer en hierdie offers gebring. Swart omdat die bloed van daai kinders op hulle gespat het, en wit klere sou dit baie maklik gewys het. Dit is alles die verkeerde dinge van Ishtar of Easter of Paasfees. Maar dit kan ons vir die mense skei van die ware, deurdat ons vir hulle die lig of die son van geregtigheid, deurdat ons help om hulle hierdie son in hulle innerlike te laat opkom.
deur hulle saam met ons te vat, en nou hierdie berg wat ons voorheen nie kon, hulle kon dit nie bestyg het nie, was te styl, saam met hulle te loop na bo. Dit is net baie moeilik vir mense wat Yeshua verwerp of verag, om hulle iets hieroor te vertel, want hy wil niks van 'n verlosser weet nie, hy het nie 'n verlosser nodig nie, soos hierdie klomp Wes-Transvaalse migdollers, hulle het nie 'n verlosser nodig nie, hy is nou 'n mens, hy is nie meer God nie, en die oomblik as hy mens is, dan wil hulle hom nie hê nie. Yeshua was volkome mens, volkome God. In Daniel staan dit, die vers het deeltyd by my opgekom, en hy sal spysoffer en slagoffer laat ophou in die middel van die week. Nou, wie het spysoffers en slagoffers ingestel vir Moses, toe hy op die berg was? Vader self. Kon 'n mens slagoffer en spysoffer laat ophou en sê, okay, ek kom en ek sê nou die goed het opgehou? Nee. Net God in hom kon dit sê. En hy het dit nie net gesê nie. Hy het voortgegaan en homself aangebied as die volkome slagoffer, brandoffer, broodoffers, alles wat gegooi is, gebruik is in daai tabernakel, en ook die wyn was sy bloed. So hy moes God gewees het om slagoffer en spysoffer op te laat ophou. Hy moes God gewees het om te sê, jou sondes is jou vergewe. Toe vra daai klomp Fariseërs hom, maar hoe kan jy dit doen? Toe sê hy vir hulle, wat's makliker om te sê, jou sondes is jou vergewe, of jy lamman staan op en loop? En die ou staan toe op en loop. Ek en jy kan wel, hulle kom nou met die argument, wel sondes vergewe. Ek kan, as jy aan my sonde gedoen het, jy het my lelik behandel, dan kan ek jou sonde afskryf. Ek kan sê, hoorie, dit wat jy aan my gedoen het, kom ons skryf dit af, dit is nie meer daar nie. Dan is daai sonde by Vader vergewe. Maar ek kan nie, as Koos aan Piet iets gedoen het, nou kom en sê vir Koos, jou sonde is jou vergewe nie. Ek kan nie. Die Vader self in Yeshua moet dit vir hom vergewe. En ons kan nie, ek kan nie vanmôre sê, hoor jy, almal van julle wat hier voor sit, sondes is nou vergewe, ek vergewe julle sondes nie. Net Vader kan dit doen in Yeshua, want hulle is een. So moenie laat mense julle mislei hieroor nie. En vat die hand van die kerkmens wat vandag gedenk. Ons weet die dag is verkeerd. Ons weet die kalenders het kwaai verkeerd gegaan. Maar dit gaan nie daaroor nie. Dit gaan oor die innerlike son van geregtigheid wat alreeds effens begin deurbreek. Soos hy dit so mooi sê, is 'n môre rooi voordat hy heeltemal uitkom. Daai mens moet jy mee gesels in liefde. Daai ou tannie wat daar op die stoep sit van die supermark en pannekoeke bak vir die dominee in die kerk. Daai tannie dink sy bak dit vir Jesus. Sy glo dit. Maar jy moet haar nie gaan konfronteer en vir haar liefde vertrap nie. Jy moet haar mooi gaan vat en die son laat opkom in haar hart. En dan sal sy dit sien, maar daar is ten minste al 'n son daar. Want sy glo sy doen dit vir Vader. Nou kan jy haar net daai verder stappie lei teen die berg op. Ekskuus, ek wou dit inbring, maar dit is mos nou goeie Vrydag vandag. Nou sê die seun werklik, o, dit is 'n onbeskryflike mooi gesig. Maar sien julle nie dat daar iets bo die wolkies beweeg nie? Dit lyk byna of daar net bo kan die wolkies besondere skitterende sterre heen en weer beweeg. Wat kan dit tog wees? Petrus sê, wat dit presies is, sal waarskynlik net die meester weet. Maar ons vissers noem sulke verskynsels wat nie so seldsaam is nie, oggendvisse. As dit sigbaar is dit goeie visweer. Teen die aand kom daar verseker 'n onweer of minstens 'n harde stormwind.
Hoewel ek moet toegee dat ek self nog nooit sulke visse so helder en so lewendig gesien het nie. Die verskynsel is vir my nie vreemd nie, maar miskien is dit vanaf hierdie hoogte beter waarneembaar as onder. Die seun sê, weet julle wat? Laat ons nader aan die meester gaan staan. Ek sien dat hy met Ebal en die se kinders praat. Daar sal weer baie verklaar word. Dit moet ons hoor. Nou, volgende hoofstuk 148, die natuur en haar geestelike betekenis. Dinge wat in die natuur plaasvind, het basies elke verskynsel het 'n ooreenstemmende geestelike betekenis. Soos wat ons nou met die sonsopgang gesien het. Na die voorstel van die Esseen kom almal in my nabyheid staan, en ek roep beide Esseeners en sê aan hulle dat hulle nou goed moet let op alles wat by die opgang te siene gaan wees. Want daaruit sal baie geleer kan word. Beide Esseeners staan nou nader aan my en sê, Meester, Meester, dat daar oneindig baie daaruit te leer is, kan nou wel 'n ewige waarheid wees. Maar is ons siele wel geskik vir sulke hoë onderwys? Ons kyk wel met gretige oë in die liggevulde dieptes van u wonderskepping in. En in ons harte verbaas ons onsself buitengewoon. Maar ons is veels te blind om ook maar die wonder van 'n doudruppel na waarde te skat en dit te verstaan. Laat staan nog die wonders wat in onmeetbare grootte en afstande liggend vir ons aan die uitspansel op en ondergaan. Ook oor die heen en weer swewende ligpuntjies bo oor die wolkies het ons al met Petrus gepraat, maar hy kon ons nie voldoende daaroor inlig nie. As dit u wil is, o Meester, sal u ons iets daaroor kan vertel? Nou sê Joshua, dit het baie weinig betekenis en is 'n baie natuurlike verskynsel. Dit lyk soos 'n matig golwende see. Dis nou die wolke wat hulle nou sien met die lig bo-op. As die see golf en jy jou op die een of ander vaste punt bevind, waar die gebroke sonnestraal teregkom, sal jy 'n soortgelyke ligspel sien. Dit is nou van die son op die see, op die waters wat nou golwend is. Die lig wat vir die inaseming van mens en dier geskik is, reik nie tot aan die sterre nie, maar op die hoogste punt slegs tot so ver bo die aarde, as 4 maal die hoogte van hierdie berg. Dit is nou wat ons noem die atmosfeer. Daarna kry ons die stratosfeer. Daar's 'n skeiding. Gereken vanaf die see. Op daardie hoogte is die aardse lig skerp begrens, net soos die water met lig, en het net soos water daar ewe as 'n heel glansende, gladde oppervlakte, soos wat die see reëlmatig golf. So tussen die atmosfeer en die stratosfeer is daar 'n grens wat byna soos water is, maar dis lig. As die lig van die son nou op hierdie genoemde liggolwe stuit op die atmosfeer, weerkaats dit net soos op 'n waterspieël terug. Is daar hoë liggolwe, dan weerkaats dit in die opgeneemde lig, so nou en dan ook in die rigting van die aarde. En dit gebeur die maklikste as die son haar skynbaar nog onder die horison bevind, waarby haar strale in 'n sekere sin van onderaf op die oppervlakte van die ligsee val. Daarom is hierdie opgewekte heen en weer swewende ligte niks anders as die weerskyning van die son nie, en hulle beweeglikheid kom deur die liggolwe. Nou dis logies, die son is nog agter die horison, maar omdat die stratosfeer 4 maal hoër as hierdie berge is waar hulle nou is, skyn die lig eerste voordat hy oor die horison kom. Skyn hy daarop, want hulle is mos nou hoër, hulle sien al die son opkom. En omdat dit nog effens donker is hierdie kant vir die mense wat nou kyk, kan jy hierdie liggedans van liggies sien op die wolke. As die son opkom, dan sy lig te fel, dan kan jy nie meer daai liggies sien nie. So dit is die natuurlike verklaring van wat daar gebeur. Maar dat het nou, terwyl die son nauweliks nog 'n handbreedte onder die horison staan, veral bo die baie helder wolkies te siene is,
gebeur deurdat die liggolwe nou die lig vanaf die reeds fel deur die son beskynde wolkies opneem en daar in 'n sekere sin mee stoei. Wel, dit is die heel natuurlike verklaring van die verskynsel. Maar bovendien het die verskynsel ook 'n geestelike betekenis. En in verstaanbare taal vir julle verstand is dit die volgende. En hier verklaar Yeshua dan vir ons die verskynsel in die gees. En die aarde wat hier bedoel word is ons siel. Want jou siel is aarde. Jy hoor die woord wat kom soos saad op jou aarde en jy plant die woord, jy doen wat die woord sê en dan kom daar 'n geestelike vrugteboom op en ander mense kan dan van die vrugte eet vanuit jou tuin, jou hart. Dink nou eers op hierdie manier aan die geestelike son. Die lig wat van haar uitgaan word deur die altyd wydgolwende oppervlak van die geskape lewenssee opgeneem. En dit speel met die lig en daar ontstaan daardeur allerlei karikature wat nog wel die matte lig afstraal, maar tevens elke spoortjie van die goddelike oervorm vernietig. Op soortgelyke wyse is die hele heidendom nou ook Juda 'n verwarring van al die suiwer goddelike. Dit ligte spat so en vandag kan jy maar sê die kerke vandag ook so. Bietjie waarheid, die liggie spring op en dan is dit weer weg. Is soos golwe wat lig weer kaats. Dit is nie 'n konstante vaste spieël nie. Julle kan ons nou self dink. Jy kan jou gesig hier in die water spieël as hy stil lê. Kan jy jouself sien op 'n baie mooi helder dag. Maar as daai water, die wind die water vat, dan kan jy dit nie sien nie. Dit is die beginsel hier. Maar wanneer julle in 'n kalm waterspieël sien waarin die son skyn, dan sal vanaf die waterspieël dieselfde majesteit en waarheid terug weerkaats word. Dis nou vanaf die son Yeshua wat jy aan die hemel sien. En so het 'n mens ook 'n rustige hart nodig, vry van hartstogte, wat slegs deur algehele selfverloning, nederigheid, geduld en suiwer liefde bereik kan word, sodat die ewebeeld van Elohim in die gees van die mens net so suiwer en waar teruggekaats sal word, soos die aardse son deur 'n rustige waterspieël. En daar het ek en jy die sleutel om Yeshua se geestelike son, dit is sy gees op te neem. Ons moet 'n rustige hart hê, sodat dit kan korrek weerspieël, opneem en weerkaats na die aarde toe, na ander mense toe. Maar as die hart so is, dan gaan dit nie werk nie. Nou is jy weer lus vir iets van die wêreld en dan los jy eers Yeshua. Nou is jy weer lus vir Yeshua se dinge en dit is nie reg nie. Jou hele geestelike lewe, jou hele politiese lewe, jou hele finansiële lewe en jou hele sosiale lewe moet alles Yeshua wees. Moet dit weerspieël. Selfs wanneer jy braaivleis by 'n maat of by vriende doen, moet jou hart sonder hartstogte wees. En in alles anders moet Yeshua alles wees. Dan eers kan jy 'n waardige opnamehouer vir Yeshua word. Wanneer geen ander wêreldse goed jou mee pla nie. Ja, ons is in die wêreld, ons moet kennis neem daarvan. Maar ons hoef nie daarna te streef nie. Ons moet slegs streef na die liefde. As 'n mens so ver is, dan het alles by hom waarheid geword. Want Yeshua is die waarheid. En dan is sy siel in staat om haar blik in die dieptes van Elohim se skepping te rig en alles in die volheid van die suiwer waarheid te sien. Maar sodra dit in haar begin te golf, word alle oerbeelde vernietig en bevind die siel haar onvermydelik in die gebied van die bedrog en alle soorte en forme van misleiding en kan nie meer sien
suiwer sien, alvorens die volkome rus in Elohim in haar ingetree het nie. 'n Volkome rus in Yeshua. En dit is die ware Sabbatsrus in Elohim. En daarom het Elohim die vuur van die Sabbat ingestel. Die mens moet hom dan weerhou van alle swaar inspannende arbeid, omdat elke swaar werk die siel noodsaak om haar kragte aan die liggaam te gee, wat haar dan prikkel. Dit bring die spieël van haar lewenswater in heftige beweging, waardeur sy die suiwer goddelike waarheid nie meer helder in haarself kan herken nie. En dit is die doel van die Sabbat, elke 7de dag, dat jy kan oefen om jou spieël sonder golfies te kry. Dat daar nie meer dinge van die wêreld is wat jou op daai dag sal pla nie. Dat jy ook nie meer wêreldse dinge sal lees of sal kyk of sal doen nie, maar slegs dit wat die liefde jou aanspoor om te doen. Die liefde vir Vader spoor jou aan om jou skrif te lees. Die liefde vir die naaste spoor jou aan om hom te gaan help op daai dag. Dit is hoekom 'n Sabbat ingestel is, dat as jy dit nou op een dag reg gekry het, oefen dan om dit op al die ander dae ook reg te kry, al moet jou siel swaar liggaamlike werk verrig. Jy kan oefen om dit te doen sonder om jou spieël golwend te maak. Dit is die hele oefening. Ek het met mense te doen wat op 'n stadium in hulle lewe Zecharia Sitchin se teorie ingetrap het. Ek noem dit soos 'n stuk hondepoef waarin jy trap, waar jou voet wil afsny, maar hulle sien dit nie so nie. En nou word die hele gebeure in die tuin van Eden word nou verdraai, dat 'n klomp planeetbewoners van 'n ander planeet, ek weet nie eens wat sy naam is nie, het gekom en arbeiders gesoek op die aarde en hulle het vir Adam en Eva geskep. En hulle glo dit vas. En dit was Enki en Lulu en Zulu en ek weet nie wat nog nie, ek kan nie al die name onthou nie. En sulke teorieë maak jou spieël ontsettend golwend. En jy kan nie die waarheid van Yeshua opneem nie. Want Yeshua is nou ook niks anderste as iemand van daai planeet nie, wat maar net 'n goeie lewe kom lei het hier vir ons. So pas op vir ander teorieë. Moenie goed luister en lees wat Yeshua se almag vertrap nie, want jy gaan nie 'n gladde spieël hê nie, want Yeshua is die son wat op jou spieël moet skyn. Maar as jy hom nie erken nie, en hom onken of verwerp of verag, deesdae sien ek dit in ons volk, dan het jy 'n groot probleem in die gees. En aan die ander kant sal dit met jou bitter swaar gaan, as jy Yeshua nie het nie. En dan is die ou tannie wat pannekoek bak en haar gedagte vir Jesus is baie ver voor al hierdie skrifgeleerdes. Ons gaan verder. Die egte Sabbatsrus bestaan daarom uit 'n verstandige weerhouding van alle swaar arbeid. Sonder noodsaak moet mens nie daaraan meedoen nie, maar in noodgevalle is elke mens verplig om sy broer te help. Hoekom? Want jy moet jou dier losmaak en na die water toe lei. En as jy dit met jou dier kan doen op 'n Sabbat, is dit nie ook belangriker om dit met 'n mens te doen, as hy nie kos het of water nie, om hom te lei daarna, al moet jy dit in die winkel gaan koop en na hom toe vat. Maar meer nog, as om hom van alle swaar arbeid te onthou, moet elke siel alle hartstogte uitban, want die hartstogte is die storms in die siel. Dit woel die lewenswater om, en Elohim se ewebeeld word dan in die siel net so verskeur, soos die weerkaatsing van die son op die golwe van die see. Die beeld van die son skitter wel op die golwe, maar hoe verwarmd. En as die storm lank aanhou,
styg daar weldra swaar dampe op uit die bewegende see en vul die lig van die sielehemel met donker wolke. Dit verhinder die lig van die geestelike son om die lewenswater van die siel te bereik, want donker wolke keer die sonlig. En die siel word donker, kan nie meer die egte van die onegte onderskei nie, en beskou die begoocheling van die hel as 'n lig uit die hemel. En so beskou ons Christen broers en susters die heidense gebruike van Paasfees, soos wat ek genoem het, die hot cross buns en die paaseiers en al die ander gebruike wat nou deel geword het van Yeshua. Hy is die son, sy dood en sy opstanding, dis alwaaroor dit gaan. En die beloftes wat daaruit voortspruit vir ons. Al die ander goed is 'n begoocheling wat vir hulle soos 'n lig lyk, maar dit is 'n lig uit die hel en nie uit die hemel nie. Probeer maar die mense van hierdie gebruike af te kry. Julle weet hoe moeilik dit is. Of van persentjies op Kersfees. Jy kry dit nie reg nie. Want die hartstogte en die vasheid aan hierdie gebruike keer die mens om die suiwer lig van die son te sien, van die geestelike son. Maar so 'n siel is dan ook al byna verlore. Slegs as daar storms, dit wil sê swaar beproewinge van bo sou opsteek, wat die kwade wolke in die siel sou verjaag, en as die siel daarna dadelik deur die hou van die ware Sabbatsrus haar lewenssee tot rus sou bring, dan sou sy gered kan word, maar nie andersins nie. Nou wat is hierdie swaar storms in jou lewe? Werkloosheid, siekte, armoede en selfs dood in jou familie. Wat Joshua oor jou laat kom, sodat jou see kan stil raak en jy die sonlig kan opneem in jou siel, die ware son van geregtigheid. Kyk, dit is die geestelike betekenis wat vir elkeen bruikbaar is, wat hierdie mooie sonsopgang deur haar uiterlike verskynsels vir ons wys. Wie dit toepas op homself sal in die waarheid en in die lig bly, en die ewige lewe sal hom ten deel val. Maar wie hierdie les in die wind sal slaan, en geen rekening daarmee hou nie, sal vir ewig sterwe. 'n baie duidelike les, hoe ons moet wees. Maar sonder Yeshua kan ons niks wees nie. Ons siele kan geen lewe opneem sonder Yeshua. Baie dankie.